2026 is in Doxedeo vir ons regtig 'n belangrike jaar. En dis 'n jaar waar ons die Here vertrou het, dat dit met ons sal goed gaan, met elkeen van ons vennote, met die span, dat ons heel mense sal wees. Inteendeel, ons het hierdie slogan gaan kry, wat ons glo, wat die Here in ons harte kom lê het, marked by His glory, known by His love. Ons bid dat dit so gesond met jou sal gaan, dat jy so heel mens sal wees, dat jy regtig met oortuiging kan sê, dat hierdie slogan is iets wat regtig deel is van jou lewe. Marked by His glory, known by His love. So ons gebed vir jou, is my begeerte. Ek vertrou dat die span wat ek so bevoorreg is, ek wil vir julle dit sê, ons het 'n verskriklike wonderlike span. Dit is 'n incredible span, die voltydse span wat saam met my is, hierso by hierdie kampus. Ek het so geweldige waardering vir elkeen van hulle. Brandon is ook alright, so tussen al die. Maar my gebed is dat dit met hulle goed sal gaan. Dis my begeerte, maar my begeerte is ook dat dit met jou sal goed gaan. Dat jy gesond en heel sal wees. En ek, baie keer wens ek dat daar was 'n pil gewees, wat jy kon gesluk het, en hierdie pil so al die storms van die lewe laat bedaar het. Dit sou al die bekommernisse net wegvat, dit sou nie bestaan het nie, daar is nie bekommernisse nie, konflik sal voorkom word, vermy word, as ek net hierdie pil kan kry. Want ons weet die lewe is taaf, en ons weet as ons sê ons hoop het gaan met elkeen goed, en jy's heel en alles, dan weet ons hierdie lewe bring 'n stuk gebrokenheid en 'n stuk seer, en ons almal het ons eie storie, het ons nie. Elkeen van ons môre wat hier sit, het 'n storie wat jy kan vertel. 'n Storie waar jy dalk 'n stukkie gebrokenheid beleef het. 'n Storie in jou lewensjourney. Nou my lewensjourney het begin by Brakpan. Is in Brakpan gebore. Ek sê, mag net grappies maak met Brakpanners as jy daar vanaf kom, nee. Anders te spot jy. As jy 'n grappie vertel, jy kom vanaf, is dit 'n grappie. So ek mag Brakpan grappies vertel. Maar ek het in Brakpan my opgroei daar gehad tot standaard 4, einde standaard 4, verhuis ons Kimberley toe. In Kimberley het ek op die ouderdom van 15 my hart en my lewe commit aan Jesus Christus, en ek het geweet het, iets besonders in my lewe het gebeur. Dit het nie beteken dat ek my lewe van daar af perfek gelewe het nie, maar ek het iemand ontdek, iemand wat vir my lief het, iemand wat onvoorwaardelik vir my omgee, iemand wat sy lewe vir my gegee het, en ek het geweet, met hierdie persoon, met hierdie God, met Jesus, wil ek 'n pad stap, 'n verhoudingspad. Hierdie pad was nie altyd 100% volmaak gewees nie, maar daar was hierdie genuine behoefte en begeerte gewees, en ek het 'n onwrikbare passie vir die Here ontwikkel, en my bekering en roeping binne die konteks van kerk hierso om leiding te neem in die kerk, het saam met mekaar geloop. Ek het onmiddellik geweet, dis iets wat ek moet doen. Dit het so saam met mekaar gegaan, my bekering en my roeping binne die konteks, want ons almal het 'n roeping, maar my roeping binne die konteks van kerk het instantly saam met mekaar geloop, en ek het geweet, dis wat ek moet doen. En ek het dadelik begin betrokke raak by die kerk, en ek het die voorreg gehad om van standaard 8 tot matriek ons tienergroep te lei, en ons het 'n redelike groot tienergroep gehad. Daarna as ek weermag toe, diensplig gedoen, toe het ek gaan studeer daarna. Toe is ek weer terug, raai, waarheen toe? Brakpan, papi. Kan ek dit sien, enigiemand van die Oostrand, stig julle aan op. Enigiemand wat hulle in die Oostrand gedraai het. Ja, nee, ek sien hier, lag is baie groter die kant toe. Ons is anders dan mekaar gesit. Nou, in Brakpan het ek regtig, ons was in 'n redelike groot gemeente gewees, en ek het baie keer agtergekom dat ek het in die aand as Antoinette gaan slaap, want Antoinette is 'n vroeë ander, maar sy's baie vroeg in die oggende weer op, baie vroeg, is sy wakker en aan die gang, ek kry dit net nie reg nie, ek het al probeer, maar ek sal baie keer as sy gaan slaap, en dan gaan sit ek in die studeerkamer, en dan begin ek te werk, en dan voordat ek my kry, dan sien ek, o gids, hier is dit besig om lig te word buite.
hierdie son, son het weer opgekom. En dit sou nie die uitsondering vir my gewees het nie, dit sou gereeld gebeur het, waar ek so deur die nag sou werk. Want jy sien, ek hou van werk. En die ding wat ek nie van hou nie is, ek hou nie daarvan wanneer mense lui is nie. Ek hou nie daarvan dat jy oorwerk nie, daar moet grense wees, maar ek hou nie daarvan as iemand lui is nie. Ek dink jy moet jou kant bring, veral in die bediening, dink ek het jy hierdie incredible voorreg om iets te doen wat jy voor geroep is, en so dit gebeur dat ek die grense oorskry het, ek het dit te ver gevat, ek het aande deurgewerk, en dan het Antoinette op 'n mooi manier vir my kom sê, want jy sien, as ek nou moeg raak, raak ek geïrriteerd, en alles irriteer my vinnig, en dan sal Antoinette op 'n mooiste manier vir my kom sê, wil jy nie die mees geestelikste ding doen wat jy nou kan doen, en net 'n bietjie gaan slaap nie? So van Brakpan af is ons na PE toe, en van PE af is ons in PE het ons deel geword van die Doxadeo familie, en ek het ontdek, ek het hierdie passie vir mense, en ek het daarvan gehou om te sien hoe daar groei kom, ontwikkeling kom. 90% van ons bediening het bestaan daaruit dat ons gemeentes wat gesukkel het, 'n turnaround gaan doen het, nie ons nie. Die Here het ons gehelp, dit was deel van ons bediening, en ons het kleiner gemeentes gehelp om te groei, ons het baie nuwe plantings gedoen, so ons het deel van, in Port Elizabeth het ons deel geword van Doxadeo, van daar af is ons Brooklyn toe, van Brooklyn is ons Alberton toe, en in Alberton was ook 'n gemeente wat ingekom het, hy was so 'n bietjie in die moeilikheid gewees, maar hy wil deel van Doxadeo geword het, en ons het die Meyersdal kampus oorgeneem. En terwyl ek die leier by Meyersdal kampus was, toe plant ons ook in Randburg, dis nou die Linden gemeente wat ons sê, Doxadeo Linden, en ek sal onthou hoe dat ek altyd gespring het op die motorfiets, iemand het vir my gewag na die eerste diens, of die tweede diens by Meyersdal, dan hardloop ek uit, dan spring ek op die motorfiets, en my helm het my aangegee by die deur, en dan is ek daar weg, dan jaag ek na die volgende plek toe, waar ons verder gaan kerk hou. 2016 het ons as 'n klein groepie begin, en ons het 'n planting gedoen, ons was 6 mense gewees, en ons het 'n planting gedoen in Somerset West in die Kaap. En dit was incredible gewees, harde werk, ons het nie 'n venue soos hierdie gehad nie, dit was elke week 'n opslaan, afslaan situasie gewees, ons moes ons klank alles wegry, ons moes die stage wegry, dit was harde werk, elke dag, en op kort kennisgewing het hulle vir ons laat weet, julle kan nie hierdie venue gebruik nie, en ons het duur betaal, ons het R28,000 per Sondag betaal, vir die venue. Dis 'n paar jaar terug, ja, maar is al wat ons kon kry op daai stadium, en die ander venues het hulle vir ons gegee, gesê, dis 'n uitsondering, ons gaan nie vir julle permanent gee nie, so ons is op 9 verskillende plekke gewees, wat ons rondbeweeg het, en ons het altyd gespot en gesê, if you can find us, you can join us. En toe slaan COVID. Onthou julle COVID, dit was 'n interessante tyd, en ons het begin video's maak. Skielik het ons begin studiootjies inrig, en ons moes aanpas, en ons het video's gemaak, en ons het gaan Zoom. Die nuwe kerkmanier, Zoom. Kan ek gou sien wie hou van Zoom? Steek julle hande in die lug op. Wie het van Zoom gehou? Hier's meer hande wat gaan opgaan. Ons het gaan Zoom, en ons het inrydienste gehad. Ons het by die Thirsty Scarecrow, so 'n restaurant met die mooiste uitsig oor die berge, het ons 'n trok gehuur. Ons het 'n radiokanaal gekry wat uitsaai na die karre se radiostasies toe. Ek was 3 keer aangekla daarso, wat die ouens my kom ondersoek het met hierdie inrydienste. Maar ons het inrydienste gehad, en ons het hard gewerk, en ons het gedink, en eventually kon ons publiek, groepe van nie groter as 50 in publieke areas, oop areas, buite areas, kon ons by mekaar kom, en ek reël toe 'n gebedsgeleentheid op die strand, en ek sê, kom ons gaan bid saam op die strand, en ek sê vir Antoinette, ek dink as seker so 40 mense opdaag, as ek nou vra, ons moet saam bid, daai ding gaan viral, want ek het dit net gedoen op social media, deur ons gemeente op daai stadium, en hy gaan viral, en daar amper 3000 mense op, ek staan na, vandag gaan ek toegesluit word. Jy moet weet hoe praat jy met 3000 mense en jy het net 'n megafoontjie. Staan jy daar, maar ek deel net gebedspapiertjies uit en sê gaan bid, loop net. Ja, dit was 'n interessante tyd gewees. Ek onthou een van die goed wat gebeur het met COVID was ons grootste finansiële bydraer. Het na my toe gekom en gesê, mense moet maar verantwoordelik wees in die tyd.
en hy het sy bydrae gestop. En dit was my hartseer gewees om te dink, hoe, ek verstaan die lewe gebeur, maar ek het geglo dat daar dieper geloof sou wees en vertroue sou wees. En ek het die druk beleef van hierdie finansies, o jene, wat nou? Daar gaan 'n groot bydraer. En in COVID, daag die Here ons uit, kry ons 'n gebou, die ou Bathroom Bazaar, en die Here daag ons uit en sê, koop hom, is julle sin. Dis 'n lang storie aan hom, ek sal dit eendag op 'n ander geleentheid vertel, maar ons koop die ou Bathroom Bazaar, en ons is in hierdie COVID tyd, kry ons hierdie gebou, is in ons hande, nou moet ons die finansiering op het uitsorteer, en daar's geld wat ons moet reis, ons moet nou die Here vertrou, nou in COVID, nou vir ekstra geld om in te kom, want ons wil hierdie nou 'n realiteit maak en moontlik maak, en om geld te spaar, spring ek toe in, en ek word self die bestuurder van die projek. Ek kry self ons bymekaar, ek bestuur die projek, ek het so 'n bietjie 'n bouagtergrond ook, dit ook al gedoen in my lewe, en nou is daar daai ekstra druk wat kom, dis COVID, dis al hierdie goeders, dis 'n gemeente, dis 'n nuwe gebou wat ons het, en ons werk aan hierdie gebou, en dis uitgawes, en dis finansies, en dis net hierdie spanning, en ons begin te groei ook. Oornag vermeerder ons, elke Sondag word ons meer, en meer, en meer, en meer mense. Ek onthou dat die brandingenieur het ons met ou reëls begelei. Eendag het die brandingenieur net verdwyn, kry hom nie in die hande nie, weet nie waar hy is nie, ek besef hier's fout, toe het hy ons staaltrappe laat bou, 3 stelle, en ons hele onderdak, hoe ons die mezzanienblaai mekaar gesit het, het hy vir ons begelei met verkeerde reëls, ons moes alles oordoen. Dit was seker nog R1 miljoen ekstra wat ons toe nou moet gaan haal, om hierdie skade reg te kry. En is al hierdie druk, en saam daarmee, het ek 'n stadsverantwoordelikheid gehad, en ons het in Durbanville 'n kampus geplant, ons het in Stellenbosch 'n kampus geplant, ons het 'n pop-up people upliftment projek, het ons in die Kaap in plek gesit, ons het ons kinderhuis wat hulle wou toemaak na COVID, het ek gesê, nee, hierdie babahuis, ons gaan hom nie toemaak, ons gaan hom maak werk, ons gaan hom omdraai, ons gaan die fondse kry, ons gaan hierdie ding maak werk, ons gaan nie hierdie toemaak nie. Ons het betrokke geraak by die opvoedkunde, by sport, by die plaaslike regering. Ek het 'n verantwoordelikheid gehad in Nieu-Seeland, ek het 'n verantwoordelikheid gehad in Australië, en ek het 'n verantwoordelikheid gehad in die VSA. En al hierdie goeders was ongelooflik lekker vir my gewees, en ek het gevoel, ek is onstopbaar. En wanneer ek verloftye gehad het, het ek baie keer my verlof ingeboet, want jy sien, ek was besig met soveel goed wat so belangrik is, en wat waardevol is, en ek love dit. Ek hou daarvan om die momentum te sien, en ek hou daarvan om te sien wat hier gebeur. Maar ek het die beginsels van rus oortree. En ouens, die simptome het begin wys, ek het my vreugde verloor. Skielik het my bediening 'n taak geword. Die passie van dit het doodgegaan. In 'n groot mate het ek begin kyk na dit wat ek bereik het as my prestasie. So chuffed met myself gevoel. Kyk net wat het ek doen, ek is besig. Ek het iets verloor van fokus. My kapasiteit om by mense stil te staan het gekwyn. Klein uitdagingkies het groot uitdagings geword. Oordeelsfoute, stupid oordeelsfoute het ingeglip. En ek kon nie slaap nie, ek het in die aand het ek begin angstig raak, en ek het so gehoop, het word net weer dag, het kan net weer lig word, want ek het op my bed rondgerol, lê en rondrol, gewag dat dit net weer lig sal word, sodat ek kan opstaan, en weer begin werk, en die visie wat my aangevuur het, wat my bemoedig het, wat my geïnspireer het, het skielik my gevangenskap geword. Ek het 'n gevangene geword van dit wat eens 'n wonderlike visie was in my lewe. En ek kon nie ophou nie, en ek het op adrenalien al hoe meer en meer begin funksioneer. Kan ek vandag in jou oë kyk en vir jou sê, om goed na jouself te kyk. Die enigste lewe wat jy het net een gekry by God, is nie opsioneel nie, ouens.
om goed na jou te kyk is 'n groot fundamentele verantwoordelikheid wat elkeen van ons het. En ouens het vir my gesê, en jy moet leer om bietjie meer gebalanseerd te leef, want ons sien net wat jy doen as jy werk net die hele tyd werk. Jy moet meer gebalanseerd lewe. En ek het gedink en ek het boeke begin lees om hoe leef ek gebalanseerd? Hoe doen ek dit? En ek kon dit net nooit regkry om gebalanseerd te leef nie, want hoe leef jy gebalanseerd in 'n onvoorspelbare week en 'n onvoorspelbare lewe? Jy het nie beheer daaroor nie. Die lewe is so onvoorspelbaar, so om balans te kry tussen al die goed is net so moeilik. En eendag toe luister ek na iemand wat praat oor ritmes. Ritme, wat hy sê, is 'n keuse. En toe ek daaraan dink, toe besef ek, hier is 'n stuk waarheid hierin, en vanmôre wil ek iets met hierdie beginsels met jou deel. Ritme is 'n keuse. Ritme maak ruimte vir besige seisoene in my lewe. Ritme gee daai ruimte. Iemand het eendag geskryf, 'n bekende komponis, toe sê hy, dis die ruimtes tussen die note wat die musiek maak. En dit het my laat dink aan my lewe. Jy sien, as my lewe nie ritme en ruimte het nie, dan word my lewe een groot stuk geraas. Ons elkeen het ritme en ruimte nodig in ons lewe. En God het ritme en ruimte diep in die skepping ingebou. Dink 'n bietjie oor hierdie beginsel net oor ritme en ruimte. Jy sit en jy haal in ritme asem vandag. Jou hart klop vandag met 'n spesifieke ritme. As daardie ritme versteur word, het jy moeilikheid. Die getye van die see kom in en uit met ritme. Die boere het 'n ritme wanneer hulle plant en oes en groei en plant en oes is alles deel van ritmes. En is interessant hoe hy in Levitikus 25 kom en sê dat, dan gee hy die opdrag aan sê, die land het nodig om elke 7 jaar, dan gee die Here die opdrag en sê, wanneer jy plant en wanneer jy oes en wanneer jy goed doen, elke 7 jaar moet jy die land laat rus. Daar's ritmes. Alles wat God geskep het, was nooit bedoel gewees om voortdurend aan die gang te werk en te produseer en besig te wees nie. Daar is tye van ritmes nodig, daar's tye van ruimte nodig, daar's tye van rus nodig, daar's tye van herstel in elkeen van ons se lewe, en ek en jy, my vriend, is nie uitgeskakel in hierdie wet van die heelal nie. Dis 'n wet, hy's daar. Jy is gemaak om met ritme en ruimte te leef. En as jy hierdie beginsel lank genoeg gaan ignoreer, gaan jy die prys betaal. Dis onvermydelik. En jy gaan betaal fisies of emosioneel, verhoudings, geestelik. Luister, hier's wat ek ontdek het in my lewe. Spoed en intimiteit maak nie goeie vennote nie. Spoed en intimiteit is nooit goeie vennote nie. 'n Lewe van ritme en ruimte is iets wat ons doelbewus moet kies. Ek deel vanmôre met jou iets wat ek vir jou wil vra. If you want to be marked by his glories, known by his love, het jy nodig om 'n gesonde mens te wees. En ek gaan vanmôre vir jou iets in jou hand sit en sê, wil jy nie iets kies nie? Kies vanmôre ritme en ruimte in jou lewe. Jy weet, Jesus het dit baie goed kom modelleer. Daar's so baie voorbeelde in die Bybel, maar in Markus 1 sien ons hoe dat Jesus verskriklike besige dag gehad het. Hy preek in die sinagoge, dan bring hulle al die siek mense, besetenis, bring hulle na hom toe, en hy bevry hulle, maak hulle gesond en bid vir hulle. Daarna gaan eet hy by Petrus se huis. Petrus se skoonma is daar. Hy genees Petrus se skoonma. A blessing Peter did not ask of him. Maak hy sy skoonma gesond en julle is 'n bietjie stadig. Maar julle kom daar.
En dan laat, sê die Bybel, met sonsonder bring hulle die siekes en die besetenis na Jesus toe en dan maak hy hulle gesond. Ek wil vir jou sê, dis 'n vol dag. Dis 'n lang dag, dis 'n uitputtende dag. En ek het jou laas gevra, asseblief onthou jou Bybel, of dit nou elektronies is of nie, maar bring jou Bybel saam, want ons gaan lekker saam uit die woord uitwerk. Wil jy die Bybel oopmaak by Markus 1 nie? Markus 1 vers 35, en as jy 'n pen kan saambring, soveel beter, dan kan jy hier en daar 'n nota vat. Matteus, Markus, die tweede boek in die Nuwe Testament, Markus 1 vers 35. Is lekker as ek die blaaie van die Bybel hoor. Hoor wat sê hy? Hy sê die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan, dis nou Jesus, en buite toe gegaan na 'n eensame, 'n ander vertaling sê verlate plek, en daar het Jesus gaan bid. Jesus het doelbewus, baie doelbewus, 'n eensame plek gaan soek. Hy het 'n stilte gaan soek, hy het ritme en ruimte met sy Vader gaan soek. Ouens, en as Jesus, die Seun van God, ritme en ruimte nodig gehad het in sy lewe, hoeveel te meer ek en jy, ons het dit nodig. So wanneer ek na Jesus kyk, dan sien ek 'n paar goed in sy lewe, maar die een ding wat ek sien is, daar was daaglikse ritmes en ruimtes in sy lewe gewees. Jesus het daagliks, het hy onttrek, stil geraak voor sy Vader en net tyd met sy Vader spandeer. En ek wil vir jou sê, ek en jy daagliks dit nodig. As ek hiernatoe ry in die oggende, dan sit ek in my bakkie, en daar's 'n wonderlike app, Through the Word, ek sit hom aan, dan luister ek. Dis 'n skrifgedeelte wat hulle eers 'n bietjie oor praat, oor waaroor hierdie gedeelte gaan, gee konteks, en dan lees hulle die skrifgedeelte. So teen die tyd wat ek hier aankom, het ek 2 skrifte uit die Bybel uit lekker mee tyd spandeer. En dan as ek hier inry, probeer ek kry dit nie altyd reg nie, maar dan probeer ek om eers hierso in die bos in te ry. En dan haal ek my stoel, jy kan gaan kyk, agter my bakkie is daar 'n kampstoel. Dan haal ek my kampstoel uit, en dan gaan sit ek hier waar niemand my kan sien nie, net in die bos, ek en Madison, my hond. En dan vir 15 minute, maak ek net tyd om met God te praat. Partykeer is dit geen struktuur aan dit nie. Partykeer laat ek net toe dat hy met my praat, en ek wil vir jou vra, hoe lyk jou ritme en jou ruimte elke dag van jou lewe? Wat is dit wat jy vir jouself in plek om sit het, soos wat Jesus vir ons kom leer het? Die ander ding wat ek agterkom in die skrif, is weeklikse ritmes. Daar is een keer 'n week hierdie beginsel van rus, en die mees praktiese strategie wat God kom gee het, was die beginsel van die Sabbat. Nou ek weet nie wat jou teologiese agtergrond is nie, maar ek het groot geword waar die Sabbat nie regtig oor gepraat was nie. Dit was ek het geweet dit was deel van die 10 gebooie, en miskien is dit iets wat ons net nie meer gedoen het nie. Jy weet, ons het net oor gepraat nie, dit was 'n niemandsland onderwerp gewees. Ek het nie regtig gehoor dat mense daaroor praat nie. En buiten vir dit, net die woordjie Sabbat het nie 'n diep teologiese betekenis nie, want as jy hom gaan opsoek in die Hebreëus, is die woordjie Sabbat eenvoudig net beteken hy om te stop. Sal wat dit beteken? Om te stop. So ek het nie lekker my kop om dit gekry nie, om die konsep van die Sabbat nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek het ontdek, dis nie iets wat net deel is van die wet nie. Die begrip en die konsep van Sabbat het lank voor die wet gekom. In 6 dae het God die hemel en die aarde gemaak. En op die 7de dag het God wat gedoen? Gerus. Lank voor die wet. En God het nie gerus omdat hy nou moeg was nie. Jeez. Hierdie was nou uitputtend, nie? God het gerus om vir my en vir jou van die eerste oomblikke af iets te modelleer. Hy het dit kom modelleer, hy het kom sê, hier's 'n ritme, hier's 'n ruimte wat ek wil hê, wat jy moet verstaan. Ek het jou mens aan mekaar gesit, ek het jou gewire, ek weet wat jy gaan nodig hê. Hier's 'n ritme en 'n ruimte, elke 7de dag, en die Bybel sê, en God het hierdie 7de dag geseën en heilig verklaar. Kan jy dink, die eerste ding wat God seën en heilig verklaar, is nie
is nie 'n persoon nie, is nie 'n plek nie, is 'n tydperk. Eerste ding, God seën en heilig verklaar. Dis 'n tydperk gewees en ons lees van dit in Eksodus 20, tweede boek in die Ou Testament. Genesis, Eksodus 20, as jou Bybel het, kom ons laat waai gou na hom toe. Eksodus 20. En ons lees vers 11. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. 'n Ander vertaling sê, die dag geseën en het vir homself eenkant gesit. Die ouens wat brille dra, waar is hulle ook toe, of is dit net ek wat so warm is? Dis hoekom ek nie kan dra die hele tyd nie, ek kan net dra as ek lees uit die Bybel. En dan in Deuteronomium 5 gebeur daar iets weer. Nou word daar weer 'n keer verwys na die hele ding van die Sabbat. En as jy jou Bybel weer by jou het, Deuteronomium 5, vers 15, hoor wat sê hy. En skielik verander die trant van hoe hy praat. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium 5. Hoor hoe verander die trant nou. Eers was dit gekoppel en geanker in die skepping, en skielik gebeur daar iets heeltemal anderste. Vers 16. Deuteronomium 5. Vers 15, sorry. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met sy magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. En skielik ouens, is hier die vraag: wat op dese aarde het die Sabbatdag te doen met die feit dat hulle slawe was? Want die Sabbat was geanker in die skepping, nou word dit geanker hier in slawerny, en koppel hier dit hierso, en wat's die doel hiervan? Hier's 'n skuif. En hier's die ding, toe die Israeliete slawe was daar geen afdag nie. Daar was nie 'n rusdag nie. Daar was nêrens 'n tyd af nie. Hulle was slawe, hulle het gewerk van die oggend tot die aand, en die Here sê, julle is uit die tirannie van Farao uit, julle is nou onder my heerskappy, en in my heerskappy en onder my heerskappy, hier is die ding wat belangrik is, ek wil hê julle moet elke 7de dag rus. My verhouding met jou bestaan daarin dat jy sal rus, en hier's iets wat vir my oorweldigend is om daaraan te dink, dat God kom en hy sê, luister, ek gaan vir jou ewe lief wees. Daar's niks wat jy kan doen wat maak dat ek vir jou meer lief of minder lief gaan wees nie. Selfs net al rus jy, gaan ek ongelooflik lief wees vir jou. Gaan rus net. Jy hoef niks te doen om my te beïndruk nie. Ek sal ewe lief wees vir jou. En skielik koppel die Here hierdie hele ding van Sabbat binne in verhouding en nie net meer in die skepping nie. Ja, die Sabbat is belangrik. Maar hier is die vraag nou, is die Sabbat nie net Ou Testament nie? Ek bedoel, ek het altyd so gevoel, is dit nie Ou Testamentiese ding, ons het altyd gedoen, Ou Testament. En was dit nie juis Jesus wat die Sabbat oortree het nie, nê? Dink 'n bietjie daaraan. Jesus word beskuldig dat hy die Sabbat oortree het. Hy word aangekla daaroor. En toe gaan lees ek, en toe gaan kyk ek, en ek probeer uitfigure wat hier aangaan. En ek ontdek toe, Jesus het nooit die beginsels van Sabbat, die beginsel van rus en ruimte elke 7de dag. Jesus het dit nooit oortree nie. Jesus het die mensgemaakte reëls oortree, want jy sien wat die mense gedoen het is, God sê daar moet 'n rusdag wees. En toe gaan die mense toe sê hulle, okay, kom ons dink 'n bietjie, hoe kan hierdie Sabbat lyk? Wat is al die reëls? Jy mag nie dit doen nie. Op 'n Sabbat mag jy nie dit doen nie. Jy mag nie hierdie nie, jy mag nie daai nie, jy mag nie dit nie. En hulle maak 'n klomp reëls om interpretasie te gee aan 'n rusdag, en Jesus oortree al die reëls wat die mense gemaak het. En dan kom Jesus in Markus 2:27, dan sê hy, die Sabbat is nie gemaak vir die mens nie. Die